Goeiemôre, ek is Pastor Nikkie Bezuidenhout. Dit is nou die begin van Januarie maand 2026 en dit is vir my 'n voorreg om vandag weer die woord van die Here vir jou te bring. Wanneer ons na 2026 kyk, dan is daar 'n paar vrae wat natuurlik by ons opkom. En dinge soos wat hou die jaar vir ons in? Dit is natuurlik 'n ding wat ons almal mee stoei. Baie mense praat van nuwejaarsvoornemens en so meer, maar kom ons gaan na die woord van die Here. Ek praat nie van 'n nuwejaarsvoorneme nie. Ek praat met jou vanmôre om jou te bemoedig op ons pad hemel toe, die pad wat ons loop saam met die Here Jesus. En dit is 'n wonderlike weg wat die Here ons op geplaas het. Nou as ons na 2026 kyk, dan kan ons natuurlik een van twee dinge doen. Ons gaan kyk na die toestand van die wêreld en daar volgens 'n vooruitskatting of 'n peiling maak. Maar dit sal baie negatiewe impak op ons lewe hê. Want die wêreld se bronne is uitgeput, hulle is leeg, hulle het niks. Hulle is in 'n toestand. Of ons kan doen wat gelowige mense doen, en dit is om ons aangesig na die Here, ons God toe te wend. En dan daar volgens ons lewe in te rig volgens 2026. En dit is natuurlik wat 'n Christen doen. Nie 'n nuwejaarsvoorneme nie, dit is 'n lewenstyl, dit is 'n lewensweg wat ons mee besig is. So ek wil vanmôre met jou net bemoedig teenoor, miskien moet ek dit noem, kom ons praat oor die venster van 2026, die venster van die woord, wat die woord van die Here vir ons wys vir die jaar wat voor lê. Filippense 3 vers 14 lees ek hierdie woorde. Vergeet die dinge wat agter is, skryf Paulus. Hy sê vergeet die dinge wat agter is en strek jou uit na dit wat voor lê. En dit is 'n mooi gedagte van 2026. Strek jou uit na dit wat vir ons voor lê. 2 Korintiërs 1 vers 10. Begin die apostel Paulus en hy kyk in die, kom ek stel dit anders, jy sien toe hulle jou kar vir jou gemaak het wat ek en jy in ry, die kar het 'n groot windskerm voor jou, met die bedoeling dat jy moet vorentoe kyk deur die windskerm, anders gaan jy nie vorentoe beweeg nie, en hy het 'n klein driespieeltjie, wat jy nou en dan kyk wat gaan agter jou aan. Baie mense is so besig met die driespieeltjie te kyk wat agter hulle lê, dat hulle nie vorentoe kan gaan nie. Dis hoekom ek die gedagte daar plaas van die venster van die woord, wat vir ons voorlê vir 2026 op ons pad hemel toe. En wanneer Paulus so deur hierdie venster van die woord kyk, dan sê hy in 2 Korintiërs 1 vers 10, hy sê, en hy kyk in die driespieeltjie terug, hy sê dat God het my in die verlede deurgedra. Hy sê die Here het my deurgedra in die verlede, en hy dra my vandag deur in die hede, en hy sal vir my in die toekoms deurdra, bemoedig Paulus ons met hierdie wonderlike woorde wat hy van praat. Nou, kinders van die Here, kom ons kyk wat die Here vir ons sê, as ons deur die venster van die woord kyk vir die pad wat vir ons voor lê. Dan sien ons Jeremia 29 vers 11, baie wel bekend, maar nou sê die Here, hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Die 83 vertaling sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Prys die Here. Dan kom ons kyk na die beloftes wat die Here vir ons in sy woord gee. Positiewe goed. Kom ons kyk, as ek deur die venster van die woord kyk vir die pad vorentoe, dan sien ek Johannes 5 vers 24 sê vir ons, Jesus sê, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. En kom nie in die oordeel nie, maar jy het oorgegaan uit die dood in die lewe. Is dit nie 'n pragtige woord wat die Here vir ons gee nie? Hy sê, as jy sy woord hoor en jy glo in God die Vader, dan waarborg en jy neem hom aan as jou saligmaker, het jy die ewige lewe. En jy sal nie in die oordeel kom nie, maar jy het oorgegaan uit die dood in die lewe. Wonderlike gedagte wat die Here vir ons gee. En dan volg hy dit op Romeine 8 vers 1. Staan daar geskrywe, daar is nou geen veroordeling vir ons wat in Christus Jesus is. Die vir ons wat nie na die vlees wandel nie, vir ons wat nie ons lewe inrig volgens die wêreldse dinge en na die wêreld toe gaan om ons hulp by hulle te kry nie. Ons het ons lewe ingestel op God. En God is ons bron. En die Here sal vir ons deurdra. Romeine 8 vers 1 sê dat as jy Jesus aangeneem het, is daar nou geen veroordeling vir jou nie. Baie mense is so oordeelbewus.
Hulle lewe so onder die wette, jy mag nie en jy moet nie en jy is sondig en jy is verloor, as jy net skeef kyk, gaan jy hel toe. Nee, dis nie die evangelie nie. Jesus het 'n volbragte verlossingsprys betaal met sy bloed, nie goud of silwer nie, met sy kosbare bloed. Hy het sy lewe gegee vir jou en vir my. En daardeur sê Hebreërs het hy 'n ewige versoening aan God ons Vader gedoen, sodat ek en jy vir ewig en altyd, dit kan nooit weer verander nie. Hy het 'n ewige versoening gebring, dat jy die ewige lewe kan hê. En dit is permanent, dit is vir ewig, dit kan nie verbygaan nie. Dis die belofte wat God jou gee. So moenie veroordelingsbewus wees nie. Daarom sê Jesus, as jy my woord hoor en jy glo my Vader, en dan gee ek vir jou die ewige lewe, en jy sal nie veroordeel word nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling vir ons, wat aan Christus Jesus is. Jy sien, dis die beloftes wat ons het, as ons deur die woord van die Here, die venster van die woord kyk, en ons kyk na 2026, die pad wat ons in gaan loop, sê hierdie beloftes van die Here is daar pertinent, prominent vir ons. Johannes 10 vers 28 sê die Here, hy sê, my skape luister na my stem, sê vers 27, hy sê, en hulle ken my stem en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe. Hy sê vers 28, en niemand kan hulle uit my hand uitruk nie. Ek het nou 'n paar maande terug met jou gepraat oor hoe sterk is God se greep op my lewe, Johannes 10:28. Jesus sê, niemand kan julle uit my hand uitruk nie, niemand nie, geen. Romeine 8 praat verder daarvan, geen hoogs, geen vrees, geen mag, geen bose gees, geen hel, geen toestand wat kom, geen diepte of hoogte of laagte, enig, jy noem dit, niks kan jou uit my hand uit verwyder nie, sê die Here. Hy sê, my Vader wat jou vir my gegee het, is sterker as almal en niemand kan julle uit die hand van my Vader ruk nie. Die beloftes van God vir hierdie pad, kyk deur die venster van die woord, en kyk na 2026 deur hierdie venster en bestuur jou lewe deur hierdie venster op pad wat God vir jou wys. Nie die wêreld nie, wat God vir jou wys. O, prys die Here. En dan sê Efesiërs 1 vers 3 tot 8, die wonderlike woord van die Here. Kom ek lees dit vir jou gou-gou wat die Here in Efesiërs vir ons sê. Hy sê vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met al die geestelike seëninge wat in die hemel is. Al die seëninge van die hemel is as gevolg van wat Jesus vir ons gedoen het God dit vir ons gegee, soos hy ons uitverkies het. Nog voor die grondlegging van die wêreld het hy vir ons hierdie saligheidsplan daar gestel, om deur Jesus Christus die ewige lewe te kan hê, om heilig en sonder gebrek voor hom te wees. Vers 5 sê, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, en tot lof van die heerlikheid van sy groot genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Dan gaan hy verder, hy sê, in hom het ons die verlossing, in Jesus het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons sondes en misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig, genade wat oorvloedig is, wat hy oorvloedig aan jou en my bewys het, in alle wysheid en verstand. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, vers 9, dat die welbehae wat hy homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alles wat in die hemel en op die aarde is, onder een hoof, in Christus Jesus te verenig, in hom en wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, hoor, in hom, in Jesus, en wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, en wie julle ook, vers 13, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, en nadat julle geglo het, verseël is, met die Heilige Gees, tot op die dag van verlossing. Kinders van die Here, kan ons hierdie dinge verstaan? Ek sê baie keer vir die Here, die rykdom van u woord is so groot, dit is so geweldig, dit is so verskriklik groot, hierdie waarhede, dat dis amazing om na God se groot liefde te kyk. Johannes 3 vers 16, want so lief het God vir jou en my in hierdie wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie liefde is groot, mense. Dis baie groot.
eendag wat ek met jou praat oor die God se liefde, maar ek lees in Johannes 13 vers 1, dat die Bybel sê dat Jesus het sy mense wat in hom glo in die wêreld is wat in hom glo. Gelees maar lees Johannes 13 vers 1. Die Here Jesus het die mense wat in hom glo wat in die wêreld is, hy het hulle lief gehad tot op die einde toe. Dis 'n Griekse woord, eistelos, en daai woord beteken 'n volmaakte liefde. Hy het ons lief met 'n onbeskryflike groot liefde. Jy kan dit nie groter kry nie, jy kan dit nie dieper kry nie, jy kan dit nie wonderliker kry nie, jy kan dit nie meer omvattend kry nie, jy kan dit nie mooier kry nie. Dit is absoluut die volheid van liefde wat daar ooit kan wees in God se hart. Is die liefde waarmee God vir jou en vir my lief het. Kinders van die Here, dis 'n onbeskryflike groot liefde. Kyk deur die venster van die woord vir 2026, nie die triespeeltjie nie. Nee, Paulus sê, vergeet die dinge wat agter is. Jy kan niks aan gister doen nie, gister is verlede. Dit is geskiedenis, jy kan dit nie meer verander nie, maar jy kan besluit waar gaan jy vandag heen. Jy kan besluit waar gaan jy 2026 heen. En die gedagte is, vergeet die dinge wat agter is, hou op in die triespeeltjie te kyk, en kyk deur die venster van die woord na die pad vorentoe. Strek jou uit na dit wat voor lê. Ons het so 'n paar dinge gekyk wat vir ons voor lê. Filippense 1 vers 6 sê, die belofte, God sê, ek sal die werk wat ek in jou begin het, sal ek voleindig. Nie jy gaan dit voleindig nie, met jou pogings nie. Hy sê, vir jou en my, hy sê, ek gaan dit vir julle voleindig. Met ander woorde, hy gaan vir jou vat tot in die hemel in, en niks kan hom keer om dit te doen nie. Niks kan jou stuit om in die hemel te kom nie, want God sê, hy sal daai werk afrond. Johannes 14, vers 1 tot 5, praat met Jesus met sy disippels, en hy sê, vir hulle, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God en glo ook in my, want in die huis van my Vader is daar baie wonings. Baie wonings. Hy sê, ek gaan om vir julle hierdie plek te berei. En as ek kom voorberei, kom ek terug en ek kom julle haal, sodat julle ook kan wees waar ek is. Waar ek is, weet julle, die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, toon ons die weg. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, en ek is die waarheid, ek is die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Kyk deur die venster van die woord op die pad vir 2026. Psalm 119 vers 105 sê, u woord is 'n lig vir my voet en is 'n lamp vir my pad. U woord, hierdie kosbare woord. Een plek sê Dawid, hy sê, ek het u woord in my hart geberre, dat ek teen u nooit sal sondig nie. Rig jou lewe in volgens die woord, lees die woord, en een plek sê die Bybel, hy sê, as my gedagtes in my vermenigvuldig, dan verkoop u vertroosting in my die woord van die Here. O, kinders van God. En wat Psalm 119 vers 105 van praat, die woord is 'n lig vir my voet en 'n lamp vir my pad, praat van die stippenlyne in die pad. Ons het vanmôre na 'n paar van hierdie stippenlyne gekyk. Jy weet daai witstrepe so in die pad as jy op die snelweg ry. En die stippenlyne wat ons deur die woord van die Here sien, het ons nou so 'n paar van hulle gekyk, en daar's baie. En hoe meer ek die woord lees, hoe meer stippenlyne sien ek in die pad wat vir my wys, die wonderlike beloftes wat God vir jou en my het vir 2026. O, prys die Here. En dan kom die wonderlike belofte. Ja, van 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Ja, Paulus skryf, hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Baie mense was in daai dae in die gemeente van die Tessalonisense bekommerd oor die afsterwe van hulle geliefdes. Wat word van hulle? En nou kom Paulus en hy skryf hierdie wonderlike woord. En hy sê dat oor die ontslapenis hoef ons nie te treur en bekommer nie, wat as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, en hier is die krag van ons toekomsverwagting, dat Jesus gesterf het en hy het opgestaan. Dan sal hy die wat aan hom gesterf het, hy sal hulle saam met hom bring. En hy praat van 'n wonderlike gebeurtenis wat gaan plaasvind. Wanneer die wegraping gaan plaasvind, 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, is die belofte dat Jesus gaan kom om ons te kom haal. Dit gaan 'n wegraping wees. Die gemeente wat ek al oor die 30 jaar bedien het mense my al genoem die
die bangmaakprediker, want ek het baie oor die eindtyd gepraat, oor die dinge wat gaan kom, oor die wegraping en die boek Openbaring, wat die Bybel vir ons wys, wat vir die wêreld wag. Ek het nie opgegee en ek kan my noem, wat het net die gemeente, baie mense het my snaaks so goed genoem, maar hulle moet vir my man noem die bangmaakprediker, maak nie saak nie, dit is God se woord. Maar ons lewe nie in bangmaak nie, ons lewe nie in vrees nie, ons lewe met 'n verwagting. Ons kyk in nie triespieeltjie nie, ons kyk in die venster van die woord van die pad vorentoe, na die wegraping wat gaan plaasvind. Hy sê van die Here self sal van die hemel af neerdal, met die geroep en met die stem van 'n aartsengel, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle verander word, in 'n oogwink, in 'n oomblik, sê 1 Korintiërs 15, en sal ons verander word, en ons sal dan saam met hulle die opgeneem word, weggeraap word, harpazo is die Griekse woord, dan sal die Here ontmoet op die wolke van die lig, en so sal ons altyd dan saam met Jesus wees. Dit gaan 'n wonderlike ervaring wees, en ek kyk so uit na die verwagting, na die wederkoms van die wegraping, en die koms van die Here Jesus Christus, nie die wederkoms nie, die wederkoms na die Antichrist regering gaan dit kom, maar die wegraping is wat voor die deur lê, en dis die dinge wat ons op fokus vir 2026, en ons het nou so 'n paar wonderlike dinge net na gekyk vanmôre, en ons het nog nie eens gepraat van die Hebreërs 13 vers 5 nie, waar die Here beloof, hy sê, ek sal julle nooit begewe, en ek sal julle nooit verlaat nie, nooit. Hy is altyd met ons. Ons het nog nie eens gepraat van Romeine 8 vers 28 nie. Alles werk mee ten goeie vir ons wat na sy voorneme geroep het, vir ons wat die Here liefhet. Alles werk ten goeie vir ons uit. En dan gaan die woord van die Here verder, maar ons het nog nie eens gepraat van Matteus 6 vers 33 tot 34, wat die Here sê, soek eers die koninkryk van God, in 2026, soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons het nog nie eens gepraat van 1 Petrus 5 vers 7, wat sê, werp jou bekommernis op hom, want hy sorg vir jou. Dan my laaste teksvers, Psalm 146 vers 5 tot 6, hoor wat sê. Welgeluksalig is hy, wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die Here, wat die hemel en die aarde en die see gemaak het, en alles wat daarin is, en wat trou bly tot in alle ewigheid. Gelukkig is jy, die woord welgeluksalig beteken gelukkig is jy, as jou hoop op God is. Geseënd is jy, gelukkig is jy, as jou hoop op die Here is. Gelukkig is jy, want hy het die hemel en die aarde gemaak, en die see het alles wat daarin is gemaak, en hy hou jou in sy hand, en hy sê, niemand kan jou uit my hand uithaal nie. So moenie na die wêreld kyk, en na die omstandighede wat in die wêreld kyk, naas tekens van die tye wat die Here Jesus gegee het in Matteus 24, oorloë, gerugte van oorloë, en misleiding en valsheid, en kyk, dis die wêreld se bron is leeg, hulle het niks nie, hulle beklei onder mekaar. Maar kyk, jy is 'n Christen verby dit alles. En kyk jy deur die venster van die woord, met al hierdie beloftes voor jou, die stippellyne van die pad, loop jy saam met die Here die pad vir 2026. Mag God jou seën. Daar's 'n liedjie wat ons altyd in die kerk gesing het, Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because he lives, you can face tomorrow. Die Here seën jou, seën vir die pad vorentoe. Ek wens jou 'n voorspoedige en 'n geseënde jaar in Jesus Christus.